In vandag se lesie gaan ons bietjie kyk na wetenskaplike notasie. Nou waarvoor word wetenskaplike notasie gebruik? Wetenskaplike notasie word gebruik om baie groot en baie klein getalle te skryf. Ons skryf dit as 'n beduidende syfer tussen 1 en 10 en vermenigvuldig dit met 'n mag van A. Met ander woorde, as ons daarna kyk, gaan wetenskaplike notasie so lyk. A maal met 10 tot die mag n, waar hierdie A is 'n beduidende syfer tussen 1 of 10. Met ander woorde, hy kan 1 wees, 2 wees, 3 wees, want hy is 'n beduidende syfer. En hierdie deeltjie is die mag van 10. Nou n kan 'n positiewe of 'n negatiewe getalletjie wees. Hierdie beduidende syfer waarna ons kyk, kan enige iets wees van 1 tot by 10. So dit kan enige iets wees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9. Dit kan nie 10 wees nie, want by wetenskaplike notasie moet daar altyd net een getalletjie voor die komma wees. Wat baie belangrik is om te onthou, is dat wetenskaplike notasie altyd net een beduidende syfer voor die desimale komma het. Kom ons kyk byvoorbeeld na die volgende getal. 7, 3, 2, 4, 5, 8, 9, 1, 2, 3. Nou hierdie is 'n baie groot getal om uit te spreek, is 7.384.589.000. Om hierdie getalletjie nou in 'n desimale of in 'n wetenskaplike notasie te skryf wat dit vir ons 'n bietjie korter maak, gaan ons onthou, volgens wetenskaplike notasie moet ons altyd een beduidende syfer voor die komma hê. So ons sal ons kommatjie hier insit. Maar as ons nou daai komma daar insit, dan gee dit vir ons die getalletjie 7,324,589. Maar as ons hom wil skryf dat hy dieselfde is, moet ons hom maal met 10 tot die mag. En as ons nou kyk hoeveel plekke die komma geskuif het, dan sit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So daai moet word maal met 10 tot die mag 9. Kom ons kyk na nog voorbeelde. As ons nou na nog voorbeelde kyk, sal die vraag byvoorbeeld wees, skryf die volgende in wetenskaplike notasie. Die eerste enetjie wat ons kry is 1560000. As ons hom in wetenskaplike notasie moet skryf, dan gaan ons sien, ons moet ons komma mos nou na die eerste beduidende getal sit. So as ons kommatjie een beduidende getal voor die komma het, dan moet hy daar tussen die 1 en die 5 inkom. Nou moet ons kyk, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So as ek hom nou gaan skryf in wetenskaplike notasie, dan skryf ek hom as 1,56 maal met 10 tot die mag 7. Ons volgende getalletjie, as ons na hom kyk en ons wil hom in wetenskaplike notasie skryf, dan het ons altyd een beduidende getal voor die desimale komma. So my kommatjie moet daar inkom tussen die 2 en die 0. As ek nou weer kyk hoeveel 10 tot die mag, hoeveel ek hom moet maal, dan is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Met ander woorde, as ek hierdie getalletjie in wetenskaplike notasie kan skryf, dan is dit 2,0 maal met 10 tot die mag 8. Soveel keer soos wat ek my spasie moet verander of my komma moet skuif om by die oorspronklike getal uit te kom, dit is die maggie van 10. Kom ons kyk na nog 'n getalletjie. 3,250,000,000,000. So, as ek hom wil skryf as wetenskaplike notasie, dan gaan ek nou by hom sien, ek moet een beduidende getal hê voor die komma, so daai moet word
3,25. Nou kom ons kyk gou as ons hom nou hierso ingesit het, dan gaan hy wees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ek kan hom skryf as 3,25 maal met 10 tot die mag 9. Ons kan ook getalle wat in wetenskaplike notasie geskryf is as gewone getalle uitdruk. Byvoorbeeld, as ons kyk na 3,45 maal met 10, dan kan ek dit skryf, dit beteken ek maal hom met 'n 10, so daai enetjie moet, die komma moet een plekkie terug beweeg, so ons skryf hom as 34,5. As ek nou kyk na 2,34 maal met 10 tot die mag 2, dan sê my daai maggie 2 sê vir my hierdie komma moet 1, 2 plekke terugskuif, so as ek hom kan skryf as 'n gewone getal is dit 234. Die laaste voorbeeldjie wat ek hier noem is 3,4 maal met 10 tot die mag 5. Dit beteken as ek kyk na hierdie 5 moet my komma 5 plekkies terugskuif, so as ek byvoorbeeld het 3,4, dan moet hy 5 plekke terugskuif, so ons gaan 1, 2, 3, 4, 5 plekke terug. Met ander woorde, in elke sprongetjie kan ek 'n 0, 0, 0, 0 invoeg. Met ander woorde, hierdie getal kan ek skryf as 340,000, 340,000. Dit is dan die lesie oor wetenskaplike notasie. Julle kan nou weer julle huiswerkies doen. Geniet elke oomblik.